Daar is 'n paar baie interessante bewegings in die vleismark op die oomblik, veral as jy kyk na hoe speenkalfpryse en slagpryse teenoor mekaar tans beweeg. Kom ons kyk vinnig na wat regtig in hierdie markte nou aangaan en wat jy as produsent nou moet dophou. Hierdie Netbank vleisprysoorsit word met trots aan jou gebring deur Netbank en John Deere. Dis 'n snaakse verskynsel vir die tyd van die jaar om speenkalfpryse te sien styg, maar sien ons wel dat die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers wat dan tussen 200 en 250 kg weeg, die afgelope week gestyg het na R43,07 per kilogram. Ons het ook gesien dat die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R46,26, met die top 10% nou op R48,65. Provinsiaal het pryse dan ook gestyg en verhandel die Noordwesse speenkalfprys gemiddeld op R44,06, die Vrystaat op R45,18 en die Weskaap ook so R1 op na R39 per kilogram. Soos laasweek ook genoem, dink ek dat speenkalfpryse dalk hoër vir langer gaan bly hierdie seisoen weens minder aanbod wat ons dan van die produsente af sien, maar ook dan beter vraag van voerkrale soos hulle dan weer op kapasiteit probeer kom na die back and closure debakel. So, my verwagting is dat kalfpryse nou in April dalk 'n hoogtepunt kan bereik of dalk nog so klein bietjie opwaarts kan beweeg en dan wel terugsak in Mei en Junie soos ons dan in speentydperk of dieper in speentydperk kan beweeg en aanbod dan hoër behoort te wees. Die nasionale A23 slagprys het weer onder druk gekom laasweek en staan tans op R60,13 met die C-graadpryse wat gemiddeld op R56 nou verhandel. Dis nou natuurlik die nasionale gemiddelde pryse uitgesluit die Noord-Kaapse pryse waar die A23 prys reeds so laag soos R53 tans is. Die Noord-Kaapse pryse is baie laer weens die afstand wat na die Gautengse mark toe is en dan ook minder vraag van kopers in daardie spesifieke areas, terwyl goedkoper diere van die buurlande ook 'n rol speel om hierdie pryse laer te hou. Op nasionale vlak dink ek dat dit 'n interessante paar maande nou gaan wees in die slagmark. My verwagting vir pryse vorentoe is steeds dat vraag nou verder onder druk gaan kom weens druk op die verbruikers en moontlik ook dat aanbod kan styg soos ons dieper in die winter inbeweeg en meer produsente wat dan self afrond wat dan ook in die slagmark dan behoort in te kom. C-graadpryse behoort baie dieselfde tendens te volg. Met ander woorde, ek dink kalfpryse kan relatief hoog bly teenoor die slagmark en dat jy mooi jou somme moet maak as jy wel beplan om te voer of self af te rond hierdie jaar. As jy ons reeds volg op YouTube of op Facebook, baie dankie vir jou ondersteuning. Jy maak hierdie vir ons werklik moontlik. Maar as jy ons nog nie volg nie, maak asseblief gou dubbel seker. Dit kos jou absoluut niks nie en dit help ons om hierdie inligting week na week vir jou te bring en seker te maak ons bring hierdie onafhanklike analises en markinsigte vir jou. So baie dankie vir elkeen se ondersteuning. As ons dan oorbeweeg in die skaapmark, lyk dit of ons reeds die verwagte stygings in stoorlandpryse begin sien in die afgelope week met die gemiddelde stoorlandprys 4% hoër na R48,85. Die Vrystaatse prys verhandel nou op R51,27, die Weskaap op R49,17 en Noord-Kaap steeds aansienlik laer as ander streke op R41,83. Dit lyk of ons nog beter pryse kan sien in Mei en Junie soos aanbod dan behoort onder druk te kom. Baie interessant is egter dat swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg se pryse baie gedaal het na R43,19. Die swaarder lammer se pryse is baie nouer gekoppel aan die slagpryse wat dan ook onder druk gekom het die afgelope paar weke. Die A23 slagprys het dan verder gedaal na R93,13 met die C23 of ouwe prys op R72. Seisonale tendense toon dat pryse eintlik moet opgaan in Mei en Junie, maar wonder ek steeds oor verbruikers se vraag wat onder druk kan kom en moontlik hierdie stygings dan bietjie teenwerk soos ons in die winter in beweeg. Dit lyk egter of ons naby aan hierdie vlakke vir nou eers of oor die korttermyn kan stabiliseer en dan wel so klein bietjie opwaarts beweeg in die wintermaande in. Plaaslik was daar nie wolveiling sê en het die 20 mikron RWS prys gebly op R257 per kilogram met die nie RWS 20 mikron prys steeds op R240. Die gemiddelde wolprys in Australië het dan skerp gestyg laasweek na 18,25 Australiese dollar per kilogram. Die mark word nou gedryf deur kwaliteit wol of beter vraag na kwaliteit wol en swakker tipe wol wat aansienlik goedkoper tans verhandel met prosesseerders wat goeie produksie en kwaliteit wil verseker vir hulle markte.
Die sterke rand kan egter bietjie 'n demper op hierdie opwaartse beweging in ons plaaslike mark plaas oor die komende week of 2. Grootbokpryse daal laasweek na R38.25, kleinbokke daal na R55.93, mediumbokke daal na R49.91 met bokkooipryse laer op R52.58. Dit lyk of ons van die begin van Mei weer bietjie beter pryse kan sien soos ons dan na Junie maand toe beweeg en daar tradisionele of daar meer feeste oor daardie tydperk ook is. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys styg na R35.18 terwyl varspryse styg na R42.70. Ons het egter gesien dat die EQF pryse teruggesak het na R37.96. Seisonale tendense dui daarop dat pryse bietjie moet daal nou, maar addisionele vraag vanaf verbruikers waaraan meer onder druk kom, kan moontlik hierdie daling teenwerk oor die korttermyn. Die nasionale gemiddelde gegradeerde eierpryse styg laasweek na R22.61 per dosyn. Dis nou vir alle grootes, terwyl ongegradeerde eiers gebly het op R18 per dosyn gemiddeld en lyk dit of hierdie mark ook dan nou verder opwaarts wil begin neig. Die nuutste spekvarkprys daal laasweek na R40.75, vleisvarke kom ook onder druk en staan op R41.05, by die nuutste worsvarkprys laer op R31.64. Varkpryse behoort op hierdie laer vlak te bly tot in Mei maand en kan moontlik van Junie of dalk eers in Julie maand hierdie jaar weer in sy opwaartse tendens begin beweeg, soos ons na die einde van die jaar toe gaan en vraag dan gewoonlik weer beter is. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys gestyg na R3.600 per ton, graad 2 lucern styg na R3.200 gemiddeld en supreme lucern op R4.600. Van die 1 Mei behoort die winterpryse in te skop vir lucern wat tot 'n R500 styging vir ons boere kan beteken. Die vraag na chop is steeds laag in vergelyking met vorige jare en kan dit moontlik wees weens krale wat nie nou kapasiteit is nie. Saam met dit het aanbod dan ook opgetel die laaste week en trek dit pryse afwaarts na R2.500 per ton gemiddeld en kan dit moontlik vir nou pryse nog onder druk hou. Om op te som, dit lyk of speenkalfpryse vir nou sterker bly as wat mense sou verwag, maar die slagmark bly steeds onder druk. So, mense moet mooi kyk na jou afrondingsbesluite. By skape sien ons beter stoorlampryse, maar slaglammers sukkel weens swakker pryse in die slagmark. Hoender en eierpryse wys bietjie opwaartse beweging terwyl varkpryse nog onder druk bly vir nou. In die voermark is lucern besig om duurder te raak met winterpryse wat binnekort gaan inkom, maar chop bly steeds onder druk. Alles saam wys dit vir my na 'n mark waar die vraag hoog bly vir diere wat nog gevoer moet word, maar eindprodukte wat ongelukkig dan onder druk bly. En vraag wat hierdie jaar dan 'n baie kritiese rol gaan speel in hoe pryse gaan uitspeel vir hierdie seisoen. Hierdie Netbank vleis- en voerprysoorsig word met trots aan jou gebring deur Netbank en John Deere. Ons sien mekaar weer volgende week.